Lekker om vir jou te sien, Kas, ons praat met jou oor die brein se ingebore, wat jy noem thinking tools. Ons het verlede Vrydag agtergekom waarom kinders met lang deelsomme sukkel en wat die oplossings is. En vandag praat jy met ons oor hoekom kinders sukkel om 'n vak te verstaan en 'n swakpunt te kry en wat die oplossing daarvoor is. Isak, hier kom 'n baie interessante ding nou te voorskyn. Wanneer onderwysers opgelei word, dan word hulle altyd gesê, hulle moet by die bekende begin en dan beweeg na die onbekende toe. Goed, maar hulle word ook geleer om leerdoelwitte te gee vir die kinders. Goed, so 'n leerdoelwit is wat jy in die begin sê, en ek gaan nou net 'n paar tipiese noem. Vandag begin ons met woordsoorte, of vandag doen ons faktorisering of funksies of wat ook al. En daar is die probleem. Kom ons kyk gou, jy sê dis 'n probleem, hoekom? Goed, kom ons moet, om te verstaan hoekom dit 'n probleem is, moet ons verstaan hoe die brein werk. Isak, ek gee nou vir jou die woord stoel. Vertel vir ons, wat maak jou brein met die woord stoel? Hierdie stoel raak nou hard na amper 2 ure. Okay, dan wil ek vir jou 'n ander woord gee. Ek gee jou die woord olifant. Wat gebeur in jou brein? Groot, wildtuin, kamera. Pragtig, jy sien 'n prentjie. Goed, met ander woorde, wat die brein doen is, hy verander die woord in 'n prentjie in, en nie soos wat die mense gewoonlik dink, dis 'n woord wat ingaan nie, né? So jy sien nie die woord nie, die brein draai hom om in 'n prentjie. Goed, so jy sien verseker 'n stoel en die ander mense sien dit ook. Goed, nou kom ons gaan kyk wat maak die brein met 'n prentjie. Nou kom ek wys nou vir jou iets hierso. Wat is dit hierdie, Isak? 'n muis, 'n rekenaarmuis. Jy's heeltemal reg. Goed, so ek gee vir jou 'n brein, 'n prentjie, en wat doen hy? Hy sit hom om in 'n woord. Totaal anders as wat ons gedink het. Nou wil ek dit vir jou prakties demonstreer. Ek gaan nou vir jou 'n woord sê, en ek wil hê jy moet vir my sê watter prentjie bring die woord nou vir jou op, en ek hoop ek gaan jou nou reg kry as jy nou van wildtuin praat. Ek gee vir jou die woorde. Antidorcas marsupialis. Wat sien jy, Isak? En ons kan oor sy mooi. Ons kan oor sy pote en sy stert praat, né? Goed, met ander woorde, jy sien op hierdie stadium niks. Jy is met ander woorde wat ek noem auditief blind, en ek gaan jou nou 'n siende maak, né? Antidorcas marsupialis is net die wetenskaplike naam vir 'n springbok. Goeie genigtig. Goed, daar sien jy nou weer siende, né? Kan ek hierdie wit stertjie sien? Dit is goed. Met ander woorde, jy was gehoorblind gewees en jy kon niks gesien het nie. En dit is presies wat met leerdoelwitte gebeur. Nou moet jy dink, 'n ouetjie sit in graad 6, hulle begin 7, 8, eintlik 7, hulle begin met algebra faktorisering. En nou sê die onderwyser dit. En daai maak absoluut geen prent vir die kind nie, want die kind is auditief blind. En nou is daar 'n groot kraak in hierdie kind se fondasie van die leer, né? En dit is een rede hoekom ons nie moet met leerdoelwitte begin nie, want jou leerdoelwit begin gewoonlik by die onbekende, en ons moet by die bekende begin. So met ander woorde, dis geen wonder ek het gesukkel met wiskunde nie, want ek het nie 'n freaking vaagste benul gehad wat faktoriseer en ontbind faktore en al daai. Ek weet nou nog nie. Jy verstaan, né? Met ander woorde, as ons op 'n plek begin het, of die onderwyser op 'n plek begin het waar jy die woorde sou verstaan, dan kan jy die paadjie loop. Maar nou die onderwyser ongelukkig alleenig die paadjie geloop en jou agtergelos, want jy was totaal blind vir die woorde wat die onderwyser gesê het. Okay, nou wat sal gebeur as die onderwyser vir die klas 'n prentjie wys en die leerders se breine kan dit nie herken nie?
Party van hulle is nou nog, jy weet, nie so aangelê is nie. Jy weet, is 'n interessante ene. Ek het in die week die ervaring gehad van 'n graad 5 kind. Nou stuur hulle vir my die foto's van fossielbrandstowwe in die boeke. En daaruit moet die kinders nou agterkom, dis sulke prentjies en sulke blokkies. Moet die kinders nou agterkom dat sekere brandstowwe kom van plante af, jou steenkool en jou olies en jou gasse. Maar om daai prentjies so te kyk, maak nie daai storie nie. So die kind is totaal visueel doof, né? Sien dit, maar die storie resoneer nie in die brein nie. En dit is wat maak dat die kind dan totaal de mekaar is, hulle raak verlore, hulle raak moedeloos, hulle raak negatief, want hulle begin by iets wat nie vir hulle beteken. So hierdie is 'n groot ding in die onderwys wat ons sal moet aanspreek en moet verander. En kan 'n mens, is dit aanspreekbaar? Dit is totaal aanspreekbaar. Daar is geen tema in hierdie hele wêreld wat in 'n kurrikulum is waarvoor daar nie 'n bekende is nie. En ek sit my kop op 'n blok. As jy net gaan sit en dink, wat is die bekende vir faktorisering? En as jy weet wat is die bekende vir faktorisering, of selfs vir lang deel wat ons verlede keer gedoen het, dan raak dit makliker, want nou kan jy met die kind 'n gesprek voer, anders voer jy die gesprek met jouself. So, op watter manier, hoe doen mens dit? Hoe herstel jy hierdie auditiewe blindheid en die visuele doofheid waarvan jy praat? Goed, kom ons begin met 'n langdeling, né? Dis nou 'n woord en dit maak nie sin nie. So as jy nou gaan kyk na waar kom langdeling vandaan, langdeling is eintlik, of deling is eintlik niks anderster as herhaaldelike aftrekking. Kom ek gee vir jou 'n maklike voorbeeld. 9 gedeel deur 3 is 3 res 0. Nou gaan jy en jy laat die kinders, jy kan selfs met prentjies gaan as dit later is, dan sê jy, goed, kom ons vat nou 9 as dit nou kolletjies is, of 9 as 'n getal, kom ons trek 3 af, dan kry ons 6, kom ons trek nog 3 af, dan kry ons 3, kom ons trek nog 3 af, dan kry ons weer 0, 'n res 0, en daar lê jou bekende van langdeel, en nie in deel per se nie, want deel per se is te kompleks, jy moet met iets meer eenvoudig begin. En dis nou die tipe goed wat julle daar by Thinking Tools doen. Dis reg, ons leer onderwysers, ons lei onderwysers op, en ek is ook by SAIS geregistreer, om vir hulle punte krediete te gee, vir die kursusse wat hulle doen, plus ons leer kinders om krities te dink. Ons hele benadering is build a thinking culture in each home, in each school, in each community. Dit is wat ons doen. En ek weet jy, ons het verlede week oor die koste daarvan gepraat. Kas, wil jy nie net weer deur dit gaan terwille van die mense wat sou belangstel nie? Ek gee vir jou 'n ouer wat 'n kind inskryf, ontvang 'n volledige kursus soos wat ons hom saamgestel het om die kind en die ouer te leer krities dink. So hulle gaan saam deur die kursus, en dan daarbey het jou kind vir R350 per maand 4 wiskunde Zoom klasse met my en 'n expert wiskunde onderwyser. En 'n gewone wiskunde klas, het om so 'n bietjie te vergelyk. 'n Gewone 1 wiskunde klas, ekstra klas, kos jou R350. By Thinking Tools kry jy 4 vir dieselfde prys, en ons het ook 'n opsie waar jy aanlyn gaan en nie die Zoom doen nie teen R120 'n maand. Ek het gister gekyk, graad 9 het byvoorbeeld 111 wiskunde opgeneemde klasse van 'n uur. Jy kry dit vir R120 per maand toegang tot daai klasse, en elke maand kom daar nog 4 sulke klasse by. Nee, net voor ek aangaan met ons gesprek, want ek wil nog by jou hoor oor hierdie opgeneemde klasse, maar ek sien Wouter Viljoen vra hierso, kan jy dit gebruik om Engels vir studente te leer as 'n tweede taal?
Wel, jy kan onthou jou ingebore thinking tools is 'n baie oulike vraag. Ingebore thinking tools gebruik ons om elke dag enige iets te doen. So thinking tools is nie vir wiskunde of vir biologie nie. Wat jy ook al met jou ingebore tools wil toepas, kan jy doen. Dis nie vakspesifiek nie. Dit is eintlik is jy jou thinking tools. Okay, en dan die opgeneemde klasse waarvan jy gepraat het, dis die opnames van die lewendige klasse wat jy gehad het, nê? Nee. Dis reg, dit is daai en dit is interaktief. Dit is waar ons met kinders figure out sessies doen, hè. Met ander woorde, ons leer nie vir die kinders die wiskunde nie. Ons begin op 'n plek wat vir die kind bekend is en dan verduidelik die kind uiteindelik vir ons die wiskunde en dan weet ons die kind het dit bemeester. Om vir my om vir 'n kind 'n som te verduidelik, demonstreer my kundigheid, nie die kind se kundigheid nie. En ons draai dit om. En dit is vir R120 per maand, dan is hulle jaarlikse fooi R1440. Dan werk hulle wat is dit? Werk dit hier by R14.40 uit. Jou somme is heeltemal reg en jy gaan nêrens in die wêreld 'n hoë kwaliteit interaktiewe klas kry teen R14 'n uur nie. Hoe kom mense met jou in aanraking, Kas? My selfoonnommer is 083 25 92 857 en hulle kan net op Google gaan en of Kas Olivier met 'n C intik of Thinking Tools en hulle gaan by my en my webwerf uitkom. Hier sit ek Kas se nommer op in die kommentaarboksie en gaan Google net Thinking Tools, dan kan julle met Kas in aanraking kom ook op sy webtuiste. Baie dankie Kas. Ek moet sê, jy lewer 'n baie groot waardevolle bydrae tot baie van ons se lewe toe. Ons weet nie van hierdie goed nie. So, hier is julle. Maar weet jy nie, ek onthou toe my kinders klein was, huiswerk. Ek was oortuig daarvan, en ek is nou nog oortuig daarvan, huiswerk is 'n bedingsel van een of ander derde mag om 'n wig in te dryf tussen ouers en hulle kinders. En te verhoed dat daar 'n goeie verhouding tussen kinders en ouers bestaan, want dit is 'n verskriklike beklei om 'n kind te laat huiswerk doen. Jy is heeltemal reg, dit is 'n nagmerrie geveg tussen almal in die huis. Wat ons nou doen, wat dit nou anderster maak is, omdat ons die thinking tools en die objek en die tema gebruik, hoef ons nie oor met mekaar te verskil nie, want die werklikheid bly die werklikheid. So kom ek gee 3 waarborge met my kursusse saam, né? Die eerste een is, as jy dit gebruik, waarborg ek jou kind se punte sal styg. Goed, die tweede waarborg wat ek vir jou gee, as jy dit nie gebruik nie, gaan dit nie styg nie. En my derde waarborg is, die gevegte in die huis sal afneem. En die emosionele intelligensie sal groei, gewaarborg. Nie omdat ek dit waarborg nie, maar omdat jou ingebore thinking tools daarna toe, soos hulle op Engels sê, gravitate. Dis Kas Olivier wat so gesels. Kas, ons gesels volgende week weer en ook net om vir julle te laat weet, omdat ons 'n Vrydag 'n probleem het ek met Kas gereël dat ons volgende Maandag weer gesels in hierdie reeks van hom oor thinking tools wat ek dink vir baie mense waardevol is. Kas, julle kan ook, ek dink Kas deel die gesprek op sy sosiale media, nee. Ek doen dit wyd en suid, ja. Dis Kas Olivier wat so gesels. Kas, baie dankie. Groetnis tot volgende week. Ja, dankie. Kas Olivier met thinking tools. En ek moet sê, hy maak nog hulle ou se kop oop oor hierdie leerdinge, nê?